Het jy geweet iets so klein soos jou tong kan jou lewe en jou omgewing vernietig? En ons hemelse Vader het dit vir ons gegee om sy naam mee te verheerlik, sy lof te sing en te getuig van sy grootheid. Maar die Bybel sê in Jakobus 3 dat die tong soos 'n gevaarlike vuur kan wees. Ja, dit kan alles aansteek, jou woorde, jou dade, selfs jou hart. Dit kan jou hele lewe besmet en selfs uit die hel aangesteek word. Jy sien, met die einste tong lewer ons so maklik onder andere kritiek oor mense, oor situasies of selfs binne die liggaam van Jesus. En wanneer kritiek mense seermaak, afbreek of agter hulle rug geskied, is dit 'n giftige vuur. Mense sê ja, maar ek lewer positiewe kritiek. Positiewe kritiek bou net as dit direk, sagmoedig en liefdevol aan die betrokke persoon gegee word. Anders vernietig dit net. En dis soos hierdie storie van twee vriendinne wat uit haar kombuisvenster kyk en sien hoe die buurvrou haar wasgoed ophang. En die een sê, "Joh, kyk hoe vuil is haar wasgoed. Dit sê mos iets van haar karakter." En die een wat by haar kuier, die ander een sê, nee, dis nie haar wasgoed nie, dis jou venster wat vuil is. En die vraag is, hoe dikwels sien ons die slegte in ander en vergeet ons dat die vuil strepe eintlik in ons eie hart lê? 'n Kritiese gees begin by ons. En dis wanneer ons fokus op die dooie, die korrupte, die gebroke, en dan spreek ons dood oor ander. Ons hemelse Vader nooi ons om dit reg te stel. Mag hy ons tong kom aanraak met 'n vuurkoel. Laat jou tong 'n vuur van lewe wees, nie van vernietiging. Maak jou eie hart skoon en kyk eers na jou eie venster. Sien die lewe in ander en laat jou woorde bou, vol lof, bemoediging en liefde.